Baie welkom by hierdie uitsending van Leef die Woord. Dit is die eerste Sondag van 2025 en alhoewel ons al vir mekaar sê het 'n mooi en 'n geseënde 2025, wil ek ook weer eens vir jou en vir jou gesin, jou vriende, vir julle almal 'n geseënde 2025 toewens. Mag jy in hierdie jaar trouens reg deur jou lewe die vingerafdrukke van God op jou lewe sien. Ek wil vir 'n kort oordeenking vandag met julle gesels aan die hand van 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daar lees ons: Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as 'n woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Hierdie woorde is vir my so treffend, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Nou vriende, ek kan julle geen sekerheid gee omtrent dit wat in die toekoms in hierdie jaar vir jou en my wag nie. Ek weet nie wat die jaar vir ons inhou nie. En ek sê dit nie omdat ek negatief of pessimisties oor die lewe is nie. Dis beslis nie die geval nie. Ek kan jou die waarborg gee dat ek visie het, dat ek bepaalde voornemens het. Ek praat nou nie spesifiek van nuwejaarsvoornemens nie, want ek wil graag my lewe rondom waardes bou. Maar dat daar sekere dinge is wat ek vir myself uitgemaak het, wat ek wil bereik. En om daarby uit te kom, is daar bepaalde planne en beplanning in plek en beplanning gedoen, sodat die visie kan realiseer. Dit beteken dat 'n mens intentioneel moet leef. Nogtans kan ek nie sekerheid gee ten opsigte van dit wat die toekoms vir ons inhou nie. Daar is groot hoop en daar's groot verwagtinge in my hart oor wat die Here vir ons gaan doen, met ons gaan doen, in ons en deur ons gaan doen. Later kan ons dalk meer gesels oor leef die woord. Nou weet ons almal, die lewe gebeur. Dinge kan so vinnig verander. Dit kan verander soos met die ommekeer van die wind. En dit is hierdie mengelmoes van vreugdes en van teleurstellings wat daar in ons lewens is, wat maak dat die lewe so kleurvol is. Dit is hierdie onvoorspelbare dinge wat ons soms tref, wat die lewe interessant maak en ja, dit is verseker die waarheid wat ons baie keer tot op ons knieë druk. Maar in ons lewens, ten spyte van die onsekerhede van die lewe, is daar gewis sekere, kom ons noem dit onveranderlikes. Ek dink byvoorbeeld aan die getrouheid van God as 'n onveranderlike. Of wat van die woord van God as 'n onveranderlike? Vir kinders van God is hierdie twee onveranderlikes, sy getrouheid en sy woord, vir ons 'n toevlug in tye van benoudheid. Dit is hierdie onveranderlikes, God se getrouheid en die woord van God, wat vir ons soos 'n kompas is, in tye en omstandighede wanneer ons verward is. Dis hierdie onveranderlikhede of hierdie onveranderlikes, hierdie getrouheid van God en die woord van God, wat vir ons 'n vertroosting bied, wanneer ons verslae is en wat vir ons hoop gee, wanneer ons onseker voel. Ek is so dankbaar dat ons tog hierdie onveranderlikes in ons lewens het. Jy sien, die getrouheid van God is een van daardie eienskappe wat God van enige iets of enige iemand anders onderskei. Hoor wat die woord van die Here ten opsigte van die getrouheid van God sê. In 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God se getrouheid is wesenlik deel van God se wese. Dit is wie hy is. Hy is die getroue God. Die getrouheid van God is groter as die lewe self. En jy en ek kan ons beroep op die getrouheid van God. Dit is juis vanweë die getrouheid van God dat ons kan getuig
dat die Here vir ons goed is. Ek dink byvoorbeeld aan die woorde in Psalm 34 vers 9, smaak en sien dat die Here goed is. En dan weer in Psalm 86 vers 5, want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. En Psalm 106 vers 1, Halleluja, loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Kom jy en ek maak dit ons verstek instelling. Kom ons maak dit ons default setting. Ten opsigte van die getrouheid van God, ten spyte van wat ook al met jou en my mag gebeur. Kom ons maak dit vir ons uit dat God getrou is. Want julle sien vriende, wanneer ons dit ons default setting maak, ten opsigte van ons verstaan en ons gesels oor God, dat God getrou is en dat God vir ons goed is, dan gaan dit vir ons soveel makliker wees om ons toevlug na God toe te neem, wanneer die onvoorspelbaarheid van die lewe jou en my tref, ons storm loop en ons dikwels omstamp. Want wanneer ons weet dat God getrou is, dan kan ons met vrymoedigheid en sal ons met vrymoedigheid na hom toe gaan. Wie wil in elk geval by 'n God skuil wat nie getrou is nie en wie nie goed is nie. Maar dit is nie net die getrouheid van God wat vir ons 'n onveranderlike in ons lewens is nie. Ons kan ons ook op die onveranderlike woord van die Here beroep. Ons kan dit wat in die Bybel staan met gerusheid glo, want dit is die woord van God. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee. Dit is God se woord. God het dit tot jou en my gebring. En omdat dit die woord van God is, en God getrou is sy woord ook getrou in die waarheid daarvan. Want God is geen man dat hy sou lieg nie, of mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, spreek en nie waar maak nie? Luister, God is self die waarborg van sy woord. En daarom kan ons dit wat in die Bybel staan met gerusheid glo, want God is getrou en daarom sy woord ook. Vir jou en my is hierdie twee onveranderlikes. Dinge waarop ons kan staan en waarop ons kan reken, ten spyte van wat ook al met ons in die lewe gebeur. God is getrou en sy woord, in dit wat in die woord staan, kan ons op staat maak. Dis sy woord, dit is die waarheid, daardie waarheid staan vas. Hoe raak dit jou en my in ons lewens? Ek wil dit prakties maak deur vlugtig net 3 verklaringe te maak. Wanneer ons dink aan die getrouheid van God en die woord van God, en juis verstaan dat dit die woord van God is wat in ons werk, wat glo, wil ek vandag vir jou sê, dat die woord van God vir nou, vir jou, en vir my, en vir ander bedoel is. Kom ons gesels net gou-gou daaroor. Die woord van God is 'n woord vir nou, vir die tyd waarin ons leef. Die woord van God is die reël vir geloof en lewe en daarom altyd relevant. Daarom sê ons, dit is 'n woord vir jou en my vir nou. Ten spyte van die ontwikkeling of selfs die verbrokkeling in die samelewing, sal die woord van God nooit uitgeput raak of uitgedien raak nie. Ons staan daarom by wat die woord van die Here sê. Ons wil egter nie net staan by wat in die woord van die Here geskrywe is nie, ons wil dit ook verstaan. En wanneer mense die woord van die Here verstaan, dan sal dit noodwendig ook vir hulle die relevantie daarvan vir nou duidelik uitwys. So dit is 'n woord vir nou wat ons wil verstaan. In die tweede plek is dit ook 'n woord vir my of dan 'n woord vir jou. Die woord van God is ook vir jou bedoel en daarom daardie pragtige woorde in 1 Tessalonisense 2 vers 13, die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Jy en ek kan die woord vir onsself toeëien.
omdat dit 'n woord vir my is. Dis ook 'n woord vir jou. En daarom moet jy en ek met die goeie woord van die Here moeite maak. Wanneer jy en ek die woord van die Here verstaan en verstaan dat dit 'n woord vir nou is, dan sal daardie woord wat ook vir my is en ook vir jou is, ons vernuwe. En wanneer ons vernuwe word, dan tree ons ook anders op. Dan vind daar transformasie in ons lewens plaas. Dis juis wat Paulus sê in Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en volmaakte wil van die Here is. So dit is 'n woord vir nou, dit is vir nou vir jou en my bedoel. Ons kan dit vir onsself toeëien, maar hierdie goeie woord van die Here is nie net vir nou, vir my en vir jou nie, dit is ook vir ander. Want God sluit niemand uit nie. Die woord van die Here stel dit onomwonde, dat God geen aannemer van die persoon is nie, en dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word, en dat die Here die belofte van sy wederkoms nie vertraag nie, so sommige dit vertraging ag nie, maar dat hy lankmoedig is oor ons, en nie wil hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Hoekom? Want hierdie woord wat vir nou is, vir my en vir jou is ook bedoel vir ander. En daarom moet ons hierdie boodskap verkondig. Sien, ons verkondig nie onsself nie, maar die woord van die Here wat tot in ewigheid bly. Petrus herinner ons, hy sê julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk wat eiendom verkry het om die deugde van hom te verkondig, wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En daarom is die opdrag aan jou en my so baie duidelik. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf en vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Nou, dit is my gebed vir jou, reg hier aan die begin van hierdie nuwe jaar, ten spyte van ons opgewondenheid oor die jaar, en selfs ook ten spyte van die onsekerhede waarmee ons gekonfronteer word. Dat jy en ek sal beleef en altyd sal onthou dat hierdie onveranderlik is, vir ons 'n toevlug bied, vir ons vertroosting bied, dat God getrou is en dat sy woord altyd daar is en altyd die waarheid is, en daarom het ons vrymoedigheid mekaar te sê en mekaar te herinner. Die woord van die Here en ons verstaan van sy getrouheid is vir ons vir nou. Dit is vir my en dit is vir jou en dit is vir ander. En wanneer jy en ek dit verstaan, dan sal dit ons vernuwe en hopelik inspireer om dit te gaan verkondig. Mag 2025 vir jou 'n jaar wees waarin groot en mooi dinge gebeur. En wanneer die onvoorspelbare dinge van die lewe jou stormloop, jy altyd sal onthou, God is getrou, sy woord is die waarheid, vir nou, vir my en vir jou en vir ander.